Goeiedag almal en ons is nog steeds besig om te gesels oor daardie opdrag van die Here Jesus. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Plesion. Daardie persone met wie jy elke dag op 'n spesifieke oomblik in aanraking kom. Dit is jou naaste. Maak nie saak wie of wat hulle is nie. En dit gaan nie oor daardie persoon se optrede nie. Dit gaan nie oor jou naaste en wat hulle doen en hoe hulle dit doen nie, maar dit gaan oor jou gesindheid, jou karaktertrekke, jou optrede teenoor hulle. Dis waarvan die Here praat as hy sê jy moet hulle lief hê soos jouself. Nou kom ons kyk na die volgende eienskappe van agape liefde wat ons openbaar teenoor mense met wie ons elke dag te doen kry. 1 Korintiërs 13 vers 5. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Onthou, dit gaan oor jou, nie oor die persone met wie jy in aanraking kom nie. Die woord onwelvoeglik is die Griekse woord asgemoneo, wat dui op 'n persoon wat onbehoorlik of ontoepaslik optree. Iemand wat impulsiewe dinge doen of sê wat sosiaal onaanvaarbaar is. Iemand wat ligsinnige opmerkings maak wat bloot net ongeskik is. Kan jy sien? Dit gaan oor jou, nie oor iemand anders nie. Dit gaan oor jou. Hoe jy optree en hoe jy dinge doen. Die volgende karaktertrek van liefde vir jou naaste is, die liefde soek nie sy eie belang nie. Die Griekse woord vir soek nie sy eie belang nie is heautohu, wat dui op iemand wat net op homself fokus. Hy gee eintlik glad nie om wat sy egmaat, sy kinders of enige iemand om hom doen of nodig het nie. Iemand wat net op homself en sy eie behoeftes fokus. Daardie traag my nie agtige houding teenoor alle ander mense. Kyk so 'n bietjie in hierdie spieël, die spieël van soek nie sy eie belang nie. En wees eerlik, wat sien jy? Dan die volgende, die liefde word nie verbitterd nie. Die Griekse woord vir word nie verbitterd nie is paroxuno, wat dui op iemand wat maklik kwaad word, iemand wat kort van draad is. Almal om so 'n persoon moet gedurig versigtig wees wat hulle sê of doen, want hy of sy is kort van draad. Dit dui ook op iemand wat nie maklik vergewe nie. Nie sommer iemand kan vergewe nie. En dan die volgende, die liefde reken die kwaad nie toe nie. Die betekenis van hierdie uitdrukking word baie eenvoudig en duidelik gestel in die Boodskap Bybel. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat jy hom kan terugkry nie. Die Amplified Bybel stel dit ook baie eenvoudig. Love takes no account of the evil done to it. It pays no attention to a suffered wrong. Kan jy sien? Weer eens, liefde is jy, hoe jy optrede en hoe jy dinge doen, afgesien van wat ander mense doen. Luister net wat sê Jesus in hierdie opsig in Markus 11 vers 25. En wanneer jy bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat jou Vader ook jou oortredinge mag vergewe. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En dan Kolossense 4 vers 32. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kyk so 'n bietjie die spieël van reken die kwaad nie toe nie. Wil jy hê die Here moet jou vergewe? As jy wil hê die Here moet jou vergewe, moet jy ook eerlik met jouself wees om te kyk, vergewe ek die wat teen my gesondig het. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, jaag die liefde na. Here, help ons om in hierdie opsig lig te wees in die duisternis om ons. Amen.